Baie welkom vanaand saam met ons weer eens so op die Dinsdag aand. Tyd vlieg so geweldig vinnig. Baie welkom. Het is altyd lekker om saam met julle te kuier in die binnekamer of ons in ons studeerkamer, kantore, jy in jou sitkamer. Lekker met 'n koppie koffie, die Bybel en in die teenwoordigheid van die Heilige Gees saam met die Here, die drie-enige God, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wat 'n voorreg om vanaand bietjie hoop te kan bring wat ons almal nodig het in 'n tyd soos hierdie waarin ons lewe. So ja, ek gee gou kans vir almal om bietjie op te kom. Ons gaan nie baie lank wees vanaand nie, maar ek gaan jou vra, 'n deel van die evangelisasie, deel hierdie woord. Ons dank die Here ook vir die sosiale media. Alhoewel dit nie ons bediening is nie, of grootendeels is dit deel van ons bediening, maar ons deel dit ook en ons gebruik hierdie platform juis om dan ook die evangelie te verkondig aan die mense wat vanaand miskien werk en nou dalk sit en luister of net by die huis is of oralste net sit en kan inskakel om te kan luister op ons verskillende platforms. Hallo Wendy, goed om met jou, ek groet 'n paar mense vanaand. So jy kan jou Bybel oopmaak in Matteus 5. Hallo Esther. Hallo Thys. Hallo Annie, hoe gaan dit? Hallo Rihanna. Hoe gaan dit met julle? Hallo Johanita, goed om met julle. Hallo John. Hoe gaan dit saam met julle? Ek hoop julle almal se dag was wonderlik. Hallo Letitia, hoe gaan dit met jou? Lekker om jou op te hê. Is lekker koud. Ja, is lekker koud. Dit is baie koud in die huis. Buitekant in die dag is dit lekker in die sonnetjie. Prys die Here. So ja, ons gaan vanaand 'n bietjie net teruggaan oor dit wat jy nou al geleer het, maar net om ons weer bietjie op te kikker en vir ons te bemoedig uit die woord van die Here daar uit die konstitusie, kan ek maar amper vanaand sê, ek noem met die konstitusie, dis Jesus se leringe, en dit is wat so mooi is, jy weet, wanneer ons in 'n wêreld lewe waar alles so de mekaar is man, jy weet, wanneer mense op moedverlore vlakte is, en wanneer daar so baie druk is in verskeie aspekte, soos onder andere finansiële druk, ek kyk ook na gebroke verhoudings, alleenheid, geweld, en as mens kyk ook na geweld en korrupsie, die onsekerheid net wat die toekoms inhou. Maar ja, ons gaan nou daaroor gesels. Hallo Leonora, ek groet nog so 'n paar mense. Hallo Chris, goed met julle. Hallo Norman. Hallo Elnita. Hallo Letitia Kreel, hoe gaan dit? Yes, ek hoop julle almal het 'n wonderlike dag. Dankie dat julle ingeskakel het, deel hierdie boodskap. Man, julle is so welkom om 'n vraag te vra as julle 'n vraag wil vra, en as ek nie kan antwoord dadelik, sal ek antwoord, maar ja, asseblief. Hallo Tia. Goed om met julle, wonderlik. Annelie Marie, goeienaand. Hallo Tenis, hoe gaan met julle? Yes, en prys die Here dat ons vanaand gou bietjie weer na hierdie kan gaan. So ja, ek dank die Here. Kom ons dank die Here vir sy woord, en my gebed aan vanaand is dat die Here ook hierdie woord sal oopbreek. Ek vra die Here nou dat hy jou sal bemoedig en stig met sy woord, en dat hy vanaand ook vir jou 'n deurbraak sal gee. So ek dink ons kan maar begin, mense kan opklim en hulle kan inval, hulle kan luister. Dis lekker as jy vanaand net weer 'n bietjie gaan lê en jy gaan luister en jy gaan kyk en jy kom by die woord van die Here. So uit die bergpredikasie van Jesus se bergpredikasie, en hier praat Jesus met die gewone mense. Ek wil net vanaand ietsie baie duidelik maak. Hy praat nie met die geleerde mense, alhoewel die geleerdes wat so wetgevuld was of so nie. Hy het werklik hier gepraat met mense wat swaar gekry het en baie vrae gehad het, en hier kom hy en hy praat met sy disippels, en in Matteus 5 kom hy in die eerste vers en hy sê, en toe hy die skare sien dat hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het, het sy disippels nader gekom. Hoor gou hier wat sê in vers 2, en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, en hier gaan ons 'n bietjie kyk, en wanneer ons in hierdie tye waarin ons is, in hierdie moeilike tye, vra waar mense nog vra, waar is God, en gee hy nog om, en dan weer klink hierdie woorde van hierdie bergpredikasie, die konstitusie, soos vars water vir 'n dorsiel, en ek wil vanaand hê moet dit hoor, en hy kom en dan praat hy met die gewone mense wat swaar kry, wat huil, wat twyfel, wat honger is, wat net soek na iets beter, en Jesus sê vandag vir jou, en ek wil hê jy moet dit hoor vanaand, en ek sê hierdie met baie duidelikheid en eerlikheid, en om God te vertrou, daar is hoop, al lyk dit nie so nie. God het van jou nie vergeet nie, hoor gou baie mooi. En dan kom hy in vers 3, ons gaan hierdie verse so bietjie saam deurwerk en dit lees,
Is lekker om die Bybel te lees, maar jy hoef hom nie aanhoudend aan mekaar te lees soos 'n storieboek nie. Die krag van die woord en die gees moet 'n duidelikheid bring. En hoor wat sê hy in vers 3. In 'n ander vertaling praat hy van geseënd, in die 53 vertaling kom en dan sê hy salig, is die ander verkeerd natuurlik nie, né? Salig is die wat arm is van gees, hoor gou daar, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En hier kom Jesus en dan sê hy, geseënd is die armes, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Wat bedoel hy? Jesus begin nie om die sterkes te prys nie, maar hy kom en dan sê hy, maar weet jy wat, hy begin vir die mense wat vanaand voel soos sonder hoop en vir hulle wat voel hulle het niks oor nie. Wanneer jy voel soos 'n mislukking, wanneer jy voel jy het geen antwoorde meer nie, wanneer jy swak voel vanaand, juis wanneer jy swak is God se gees in jou, dan kom Jesus, dan sê hy, weet jy wat, my koninkryk staan oop vir jou. Hoor gou mooi. Jy hoef nie perfek te wees nie. Die woord van die Here sê jy hoef nie perfek te wees nie. Regtig, jy hoef nie. Jy's 'n mens met foute, jy's in 'n wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Ons wêreld is in die koninkryk van die Here. So met ander woorde, ek wil hê jy moet vanaand weet, kom na Jesus toe net soos wat jy is. Jy hoef nie perfek te wees nie. Al wat jy moet wees is net bereid om na hom toe te gaan, jou hart oop te maak, na hom toe te kom en sy genade ontvang. Jou hande eintlik oop te maak en te sê, Here, sit u genade in my. Dit gee hoop aan elke mens wat dink dat hy nie goed genoeg is nie. En ek wil hê jy moet ook baie keer weet en nie altyd op daardie golf ry om te dink dat jy nie goed genoeg is nie. Jy is goed genoeg vir die Here. Daarom kom Jesus juis in die bergpredikasie. Wanneer jy so voel, gaan altyd terug net na die konstitusie toe, na die beleid van die woord van die Here toe, die krag van hierdie woord. Onthou, hierdie is die Here Jesus, die Seun van God, hierdie woord wat vanaand kom. En dis Jesus Christus wat hierdie leringe self vir my en vir jou kom gee. Jy kom terug na hierdie woord toe en jy kom en jy vat dit, want ek en jy het 'n Christ mind. Ek en jy het 'n Christelike gedagtes. Goed, die woord is so oop vir my en vir jou. En ek en jy moet net dit besef. Wanneer ons die gedagtes van Jesus Christus is, dan besef ek en jy mos dat die Here Jesus het ons lief. So ons kan nie Sondag na Sondag preek en sê Jesus het jou lief nie. Jy weet Jesus het jou lief. Jy weet daar is hoop. Maar soms is dit op moedverlore se vlaktes. Soms het ons net weer bietjie hierdie nodig, maar ook nie gedurig nie. Verstaan jy? Ons moet begin uit hierdie baba treetjies amper uitkom en die vaste kos kry. Weet jy wat? Hoe belangrik is die vaste kos? Hoe belangrik is dit om 'n verhouding te hê met die vaste kos? Om te kan besef, eerstens, wat jou identiteit is. Ek het Sondag gesê, jou rentmeesterskap, jou identiteit in die koninkryk van God, wie jy is vir die koning van die konings, in die koninkryk van God. Ek wil by Sondag se preek, en as jy dit nog nie geluister het nie, dis op hierdie blad van ons gaan luister het, oor die tiendes, en die offergawes, en die geld, en al daai goed wat ek oor gepraat het. Reg deur die Bybel, ek wil vir jou iets sê, kom 'n mens agter, daar is 'n geestelike wet. Nou die geestelike wet werk in alle aspekte so. Of jy daarvan hou of nie, dis 'n geestelike wet, hoor gou mooi. Met ander woorde, wat is die geestelike wet? Wie kan vir my sê, wat is die geestelike wet? Kom ek gee gou vir jou so 'n oomblik. En ons sien dit reg in die begin van God se woord. Ons sien dit in hierdie woord van die Here, hoe baie kere is daar gedeeltes waar dit uitkom, waar dit uitstaan, waar ons dit sien, waar ons dit raak lees, waar ons dit beleef. Dan kom die Here Jesus Christus, sy apostels kom, sy disippels kom, en hulle leer dit vir die mense, hy kom gee dit vir hulle. Ek dwaal net so 'n bietjie van die punt af vanaand, maar ek wil net hierdie ook by dit gooi, sodat jy dit kan verstaan. So, wat is die geestelike wet in die woord van die Here? Wat beteken die geestelike wet? So, die geestelike wet is baie maklik. Daar sê saai en maai. Wanneer ek en jy saai, ek sê dit baie van die kansel af. Wanneer jy saai, gaan jy maai. Die mate waarmee jy saai, gaan jy maai. Hoe jy gee, wat jy aan ander mense doen. As jy iets aan mense gedoen het en jy het nog nie reg gemaak nie, jy het nog nie berou getoon nie, jy het nog nie vir mense gesê nie. Een of ander tyd gaan hierdie geestelike wet jou in die lewe inhaal. Hoor wat ek vir jou sê vandag, so dit is baie belangrik om te verstaan wat die geestelike wet van saai en maai is. As jy kleptomanie is, as jy iemand is wat aanhoudend lieg vir mense, as jy iemand is wat aanhoudend leuns vertel, of jy's vol van jouself, of jy het 'n valse nederigheid, gaan dit een of ander tyd in die maai beginsel uitsteek.
As jy iets is in 'n besigheid of in 'n werksituasie, moet jy leer om in jou besigheid te saai in die koninkryk, sodat jy in jou besigheid kan maai. Dit is so, dis enige manier van so. As jy in 'n bestuursposisie sit, of jy sit in 'n bestuursposisie by 'n werk, of jy is in wat noem hulle dit, 'n supervisor, of wat ook al, of jy's 'n leier in 'n plek, in 'n prefek, en hoofseun, of wat ook al, is daar 'n beginsel van die maai en die saai beginsel. En dit is baie belangrik. Hierdie is net deel van hierdie om dit te kan besef. Hallo Rassie en Jan, ek groet net daar. So dit is belangrik dat ek en jy hierdie moet besef, hoor. Dit is belangrik. So met ander woorde, in die koninkryk van die Here moet ek en jy saai. Ons moet saai. Goed. Gaan jy met 'n negatiewe gedagtes, as jy die hele tyd negatief is, of as jy die hele tyd memoreer, positief saai? As jy die hele tyd siek is, as jy jouself kom wins dat jy nie 'n Christ mind het nie, ek wil dit nou eintlik nie so, Engels klink dit baie mooi, as ek dit in Engels sê, dan klink dit vir my kragtig. Afrikaans is, ons het 'n Christelike gedagtes, en 'n Christelike gedagtes is 'n positiewe uitkyk, verstaan jy? Dit is iets, daar kom nou iets by my opgehou, ek wil gou vir jou vinnig, my napsie, jy spring nou vanaand rond, vergewe my as ek maar rondspring, hoor, kan ek maar 'n bietjie rondspring? Goed, hoor gou wat sê Psalm 94, Psalm 94, ja, hierdie is eintlik mooi, vers 12. Kom ek lees vers 11. Kom ek lees Psalm 94 vers 11, as jy gou daar is. Hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê die Here ken die gedagtes van die mense. Hy ken jou gedagtes, my broer. Jy kan met 'n masker loop, jy kan maar voorgee, jy kan doen en sê wat jy wil, jy kan, my sussie, ek wil vanaand vir jou sê, die Here ken jou seer, hy ken jou gedagtes, hy weet hoe jy voel, hy ken alles, hoor gou mooi, nie die mens nie, nêrens in hierdie woord van die Here kom dit en dit sê die mens ken die mense gedagtes nie, nee, hy sê die Here ken die gedagtes van die mense, dat hulle nietigheid is, hoor gou mooi, dan kom hy, maar hier is die vers wat ek jou wil gee in vers 12, en dis waarop ek my fondament bou, want weet jy wat, ek gee nie om wie wat sê rondom my prediker, of my manier nie. Die oomblik wanneer ek daar is, het ek 'n passie vir Jesus Christus, wanneer ek preek, wanneer ek dinge doen, welgeluksalig, geseënd man, dit sal goed gaan, is die man, o Here, wat u onderrig en wat u leer uit u wet, uit u gebooie uit. Goed, daar is nie 'n kompromie, weet jy, kan ek gou vir jou sê ook, jy kan nie vir mense sê, kom net na God toe en alles gaan alright, nee, weet jy wat, jy moet na God toe kom, jy moet bekeer, jy moet jou lewenstyl verander, jy moet die heiligmaking nastreef, dan sal dit goed gaan, jy moet leer om te saai, jy moet doop, jy moet allerlei dinge doen, dis die beginsels van die konstitusie, om by die koninkryk van die Here te doen, want die rentmeester is nie net iemand wat op 'n draad sit, en kom net nie, nee man, dis valse leringe, kom ek vanaand vir jou vertel, dis onkundige mense wat die woord nie ken nie, wat dink hulle ken die woord van die Here, en jy kan dalk ook die woord van God ken, maar jou hart is dor, verstaan jy, hoor gou baie mooi, kom ek gaan aan, salig is die wat arm is van gees, want aan hulle behoort die koninkryk, kom ons kyk gou, wat sê die volgende vers, salig is die wat treur, Jesus kom en hy beloof iets vanaand vir jou, hy sê jy sal nooit alleen huil nie, hy sê ek ken vanaand jou hartseer, ek ken vanaand hoe jy voel, ek ken vanaand hoe jy is, God sien elke traan, hy sien die ma wat haar kind verloor het, die pa wat haar kind verloor het, hy sien die man wat sy werk verloor het, hy sien die jong mens wat alleen voel in 'n wêreld, hy sien die jong mens wat hartseer voel, omdat hy nie iewers te kom nie, omdat hy die heiligmaking en die geregtigheid van God raak sien, en hy kom nie iets nie. Elke traan is vanaand vir God belangrik. Ek wil gou net iets demonstreer, kom ons sê, ek sê altyd, daar so 'n kommetjie daar by God se voete, as jy huil, val elke traan het 'n beskrywing, elke traan vanaand, wanneer jy huil van hartseer, van iets wat dat is, val nie ongesiens by die voete van die Here Jesus Christus nie, want die Here sê dit in sy konstitusie, hy sê dit in die saligheidsprediking, hy sê, salig is hulle wat treur, want hulle sal vertroos word, en wanneer jy in die vertroosting kom, en jy voel baie keer ongelukkig oor goed, en jy het 'n uitbarsting, sê die Here, dit is reg, maak nie saak nie, dit maak nie saak nie, hy verstaan dit, elke traan is belangrik, dit is mensgesproke,
Mense mag jou miskyk, maar ek wil vanaand vir jou sê, God kyk jou nooit mis nie. Hy beloof sy vertroosting, dis wat hy vanaand vir ons gee. Goed, so ek wil hê jy moet iets weet vanaand, gelukkig is die sagmoediges, dan gaan hy verder, dan sê hy in vers 5, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Goed, Cowboys don't cry, moenie jou kinders dit leer nie, hulle moet leer om hulle emosies uit te leef. Elke mens is met emosie gebore, daar's 'n verskil tussen emosie en daar's 'n verskil tussen geestelike uiting. Okay, so dis wat 'n mens moet verstaan. Goed, 'n mens moenie altyd op emosies reageer of dink nie. Dink baie keer ook hoe jy sal praat wanneer jy gelukkig is, so moet jy praat ook wanneer jy hard. Nou kom ek vertel jou gou iets van myself. Ek staan seker bekend as dalk die misligste mens of pastoor of hy het nie 'n hart nie. Ek's 'n baie stil en diep mens. Mense ken jou nie, mense het nog nooit regtig tyd gemaak om met jou te praat. Ek is eintlik iemand wat op 'n punt is waar 'n mens besef dis reg of weg. Daar is nie 'n middeweg nie en ek gaan dit vir jou sê, maar ek is 'n stil en ek is 'n diep mens. Ek praat nie baie nie. Ek sal nie altyd dalk baie praat nie. Maar weet jy wat, ek is 'n mens wat observeer. Ek is 'n mens wat vat en weet jy wat, ek is 'n mens wat as ek na jou luister ek hoe jy praat. Luister ek hoe jy praat, hoe jy na vore kom, hoe jy goed sê. Okay. En dit is wat baie belangrik is en hoe 'n mens kyk daarna. So, 'n mens sien die sagmoediges. Bid vir 'n gees van onderskeid en dit is wat die Here vir my gegee het. Ek het daaroor gebid en dan sien 'n mens dit. 'n Mens kan baie kere goed sien, maar jy sê dit nie. Jy ervaar dit, die Heilige Gees praat met jou. Die Heilige Gees sê vir jou goed. Jy kan daar kom, jy weet wat, as 'n mens baie keer deur 'n demoniese gees kan ek maar amper, of nie dat die demoniese gees 'n kind van die Here is nie, maar wanneer jy in die vlees optree omdat die demoon op jou rug sit, gaan 'n kind van God dit optel wat in die gees is, want die geesteswêreld kom gee vir jou iets anders. Jy gee jouself baie kere weg. Kom ek gou vir jou iets sê en dis ook 'n geestelike wet om seker te maak hoe jy praat en hoe jy dinge sê en te verdedig en verskonings te kan hê, want jy gee jouself eintlik weg. Hoor mooi. Is maar net vanaand 'n teaching wat ek vir jou gee. Is iets wat ek jou leer. Dis dalk iets wat ek verstaan. Miskien sit jy met sulke mense by die werk om hulle self te justify. En dis gewoonlik daardie mense wat so agteraf praat. Jy weet, daai tipe goed. So, dis maar altyd net wat ek vir jou wil sê is, so jy moet met met emosies eenkant toe sit en nooit met emosies reageer nie. Slaap, koel af, luister, doen wat jy moet doen en kom na vore. Goed, dan kom Jesus en hy gee beloftes. Hy sê, weet jy wat, julle sagmoedig is, julle sal die aarde beerwe. Ek sê altyd 'n sagmoedige mens is nie altyd 'n mens wat, jy nie nodig, hoor gou mooi, wanneer 'n mens kyk na mense wat sê jy sagmoedig, dan sê die Here nie, weet jy wat, ek het nou jou identiteit by jou gevat nie, ek gaan nie jou identiteit vir jou gee nie, so ek gaan nou toelaat dat mense op jou trap, en dan moet jy nou net sê, ek gaan dit maar toelaat, want ek is 'n sagmoedige mens. Twak, dis uit die put van die helm. Of, jy het seer gekry en jy ry op die seer kry, kerk het jou seer gemaak, mense het jou seer gemaak, en dan hits pastore nog mense aan om dit en dit en dit. Ag, weet jy, kan ek vanaand vir jou sê, jy's 'n dwaas as jy nie na die woord van God luister en na die hart van jy luister na die leuns van ander mense of van hoe mense vir jou sê en hoe hulle daarop reageer. Okay. Moenie dat mense jou eintlik intimideer deur goed vir jou te sê om te dink, jy weet, jy het nou seer gekry of jy het nou voel nie. Jy maak ook mense seer, jy maak daagliks iemand seer, jy maak baie keer jouself seer, jou gedagtes maak. Kan ek gou vanaand vir jou skok gee? Jou gedagtes, jou negativiteit maak God se hart seer. Ja, dis nou jammer om dit te sê, maar jy wat so dink, jy doen niks verkeerd nie. Jy dink wat jy so sagmoedig en jy is so 'n liefdevolle mens en jy's nou so perfek in jou eie wêreld. Jy maak eintlik God se hart op ander maniere seer. Jy het eintlik belydenis nodig en vergifnis nodig en ek dink jy moet pas op. Verstaan jy? Want jy sien weer eens kom dit daarop terug. Ons is in 'n wêreld. Ons dink en ons praat met emosies. Nee man, ek gaan mos nie my identiteit weggee nie. Ek is mos wie ek is. As ek voel dinge is nie reg nie, gaan ek staan. Gaan nie ja of amen en dit is so, dit is nie so nie. Nee. Goed, maar nevertheless, kom ons gaan aan. Dan wil ek
omblaai, dan gaan ek daarna vers 6 toe, dan sê hy, salig is die wat honger en dors het, hoor gou mooi, na die geregtigheid, hoor daar, hier kom Jesus, ja, nou, jy moet 'n bietjie na jou prediker luister, hoe praat jou prediker? Hoor gou wat, salig, geseënd is die wat 'n honger en 'n dors het na die geregtigheid, want hulle sal versadig word, hoor mooi, baie vra, hoekom gebeur slegte dinge? Want jy's in 'n wêreld, slegte dinge gaan gebeur met jou, siekte gaan gebeur, dood gaan gebeur, daar's verskeie dinge wat gaan gebeur. Jy sien, jou predikant of jou prediker leer jou nie om te bid nie, want hy sê as jy jou hart vir Jesus gee, kom net, jy alles sal oukei wees, Jesus, nee. Jy sien, dis waar ek sê, jy moet leer. Jy moet nog steeds bid, Here, dankie vir beskerming, dankie dat jy ons gaan beskerm, dankie dat jy my besigheid gaan beskerm, dankie dat jy my vrou, my man, my kinders beskerm, dankie dat jy engele stuur. Sien jy nou, hoe dwaas is predikers? Hoe dwaas is die leringe in hierdie wêreld vandag? Hoe vals is dit? Jy moet nog steeds in die koninkryk van God hierdie dinge bid, want dis wat die Here wil hê. Anders sou dit nie in die boek in die woord van die Here gewees het nie. Sou dit nie opgeteken wees nie. So jy moet nog steeds bid wanneer jy uitgaan. Here, dankie dat ek vandag die geleentheid kan beskerm my op die pad teen die aanslag. Ek waak en bid teen die vyhandige aanslag. Here, maak my bewus van al hierdie dinge. So dit is die geregtigheid van God. Jy gee erkenning aan die koning van die konings in die geregtigheid of in die koninkryk van die Here. So dis wat die Here wil hê. Outomaties gaan dit nie so wees nie. Jou pa in jou huis, as jy nou 'n jong mens is of as 'n kind was, as ek jou kan terugvat, en jou ma se lewe elke dag is dat hulle jou sal beskerm en hulle sal opstaan en as jy hulle iets vra, gaan hulle vir jou iets doen, hulle gaan sê ja of nee. Dis presies hoe God werk. En hulle gaan nie altyd ja sê of altyd nee sê nie. Jy sien, en dan op daai oomblikke dit is waar dit gebeur. So jy moet dit verstaan. Waarom lyk dit asof die ongereg altyd wen? Goed, dan kom Jesus, dan sê hy iets. Hoor wat sê hy? Hy gee 'n belofte. Hy sê as jy in die geregtigheid staan, sal jy versadig word. Sal jy versadig word. Nou luister ek so baie kere na sekere mense se leringe oor hoe dinge gebeur in omstandighede waarin 'n ou is. Ja, nie almal is jy kan nie almal vergelyk. Die een denominasie kan nie die ander een vergelyk of die een kan nie die ander een doen nie. Daar is die vyfvoudige bediening en ek dink baie keer hierdie ouens verstaan dit nie. Ek is 'n prediker, ek kan evangelisasie doen, ek kan duiweluitdrywing doen, ek is 'n apostel, ek kan baie dinge doen want deur die krag van die Here wat dit gee. En jouself. Nou as jy dalk nou nie genoeg evangelisasie werk doen soos 'n ander een nie, dan is jy nou die slegte kerk, dan is jy nou 'n paviljoensitter of jy's nou 'n dit of jy's nou dat. Jy sien, daar is so baie dinge wat 'n mens werk. Daar is mense wat verskeie rigtings inslaan om goed te kan doen en dit is wat jy moet op fokus, verstaan jy? Dis nou so goed, dan kom ek en dan sê ek ja, 'n evangelis en 'n evangelis het net een bekeringspreek en hy doen net een en hy preek net een preek en dis tin of bin. Jy moet net tin of jy moet bin. As jy nie bekeer nie, gaan jy brand. Klaar. Dis sy werk. Dis waarmee hy gelukkig is. Tog kan hulle nie altyd ander prediking doen nie. Hulle berei tog nie voor nie want hy kom tog daar. Hy ken sy verse uit sy kop uit en hy gaan aan, maar hy het 'n bediening. En daai bediening is deel van die koninkryk van God en is waar en hy moet praat daaroor. Daar's niks verkeerd nie. Dis die roeping in daai oomblikke wat God hom geroep het. So hy gaan tin en bin preek. Dis wat hy doen. Maar dan het jy ook kerke wat ander goed preek. Wat nie hierdie dinge preek nie. So 'n mens moet gaan kyk. Jy sien die woord van die Here sê dat wat in die geregtigheid van God wandel sal versadig word. Goed. God se geregtigheid gaan oor jou lewe kom. Jy moet net vashou. Miskien nie onmiddellik nie. Daar kom dit nie onmiddellik nie, maar een ding wat ek al in my lewe geleer het oor my bediening heen, oor my lewe heen en ek sal dit glo tot ek hemel toe gaan die dag is dat God sy kinders nooit sal vergeet nie. Jy moet dit weet vanaand. Jy moet vanaand vir my eintlik hier skryf, God sal my nooit vergeet nie. Hoor baie mooi wat ek vanaand vir jou sê. Hy werk selfs wanneer ons nie kan sien nie. Wanneer jy selfs nie eens kan sien nie, dit is wat dit is. Dan gaan ek 'n bietjie verder in die bergpredikasie, dan kan ons gaan kyk na die hoofstuk 6. Dan kom hy, dan sê hy daar in vers, kom ek kyk gou daar,
34, ek gaan nou nie weer 33 oor die koninkryk nie, ek het nou klaar gesê, dan kom hy dan sê hy, kwel julle dis nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Dis een van die mooiste gedeeltes, hoofstuk 6 is een van die mooiste gedeeltes. Weet jy, as jy gaan kyk na Jesus se eerste preek wat hy gepreek het in Matteus 4:17, kom hy dan sê, bekeer julle. Daar praat Jesus, dit sien jy die vyfvoudige bediening van die Here Jesus Christus, wat hy ons leer. Een van die mooiste gedeeltes in die bergpredikasie, is Jesus dit sê, dink ek, gaan jy as kind van die Here luister, maar miskien wanneer 'n prediker dit sê, gaan jy dalk twyfel in dit, maar weet jy wat, jy moet jouself bekwam, jy moet jouself stig, jy moet hierdie woord bid, dat hierdie woord rema in jou hart word, dat dit kragtig in jou hart kan word, en weet jy wat, dan kom hy, dan sê hy, kyk na die voëls in die hemel, sorg ek nie vir hulle nie, kyk na die leeu's in die veld, sorg ek nie vir hulle nie, die voëls saai nie, die voëls het nie 'n opdrag, diere het nie 'n opdrag gekry om te saai nie, die mens, kind van die Here, ek en jy het 'n opdrag gekry, hulle oes nie, maar tog sorg God vir hulle. Weet jy, hoekom kry jy dalk swaar? Kan ek gou vanaand 'n deel van die waarheid in jou lewe inbreek? Omdat jy dood in jou lewe inspreek. Jy preek hierdie dood in jou lewe in, jy voed die duiwel, jy gee die duiwel dit wat God nie wil hê jy moet doen nie. Daarom sê die Here, goed, as dit is wat jy is, dan is daar verdeelde afgode in jou lewe. En dis so, jy moet maar gaan self ondersoek instel en self eerlik wees vanaand, en dit is wat dit is. Goed. En tog kom God en dan sê hy, weet jy wat, kyk nou weer as ons ry in die winter, die veldblomme en die verskillende blomme, en dan sê hy, weet jy wat, tog trek God hulle mooier aan as vir Salomo. Dis wat die Here doen. As God dan vir die blomme sorg, as hy vir die voeltjies sorg, as hy vir die diere sorg, hoeveel te meer gaan hy nie vir my en vir jou sorg nie. Dan kom hy, dan sê hy daarso, en dit is nou daar vanaf vers 30 af deur, en dan kom hy by die belangrike, en tog wil ek dit gee, dan gee hy eintlik 'n geheim hierso, 'n ware geheim, en hy kom en dan sê hy, weet jy wat, as jy die ware vrede soek in my lewe, seek the kingdom, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Dis wat die Here kom en hy gee hierdie beloftes. Wanneer God, ek het nou Sondag myself eintlik gekastei, ek moet eintlik nie die woordjie eerste gebruik nie, want ek gebruik dit eintlik om vir jou te verstaan, maar God moenie eerste in jou lewe wees nie. Hoor gou mooi. God moenie eerste in jou lewe wees nie. Ek het dit Sondag van die preekstoel afgesê en ek het dit verkeerd gesê. God moet alles in jou lewe wees. Alhoewel die woord sê ek is eerste en ek is laaste, is hy eerste in jou lewe, maar God moet alles in jou lewe wees. Hoor gou mooi. Kom op die regte plek. Dit beteken nie noodwendig dat alles in jou probleme, ek wil hê jy moet versigtig wees as die mense, jou probleme gaan nie verdwyn nie. Ek wil vanaand, en ek wil jou eintlik uitdaag as 'n prediker, ek wil jou eintlik uitdaag as iemand wat die woord verkondig, om vir my dit te kom wys in die skrif, en dit vir my te kom wys in iemand se lewe, dat as jy net kerk toe kom, of na 'n kerk toe gaan, jou probleme net so gaan verdwyn. Jou probleme gaan nie net verdwyn nie. En jy kan nou maar vanaand die hartjies opsteek, as jy nou nie, of as jy saamstem, as jy nie saamstem nie, stuur 'n bietjie rooi gesiggie op, dan weet ek. En ek wil hê jy moet dit hoor vanaand. Daar is werk wat jy moet doen van jou kant af, maar wanneer iemand saam met jou stap, wanneer Jesus elke dag saam met jou stap, gaan dit stelselmatig verdwyn, en jy gaan groter word as jou probleme, en jy gaan besef eintlik, wie is jou hoop in hierdie wêreld. Goed, kom ons kyk, dan kom ons by die laaste, die einde van hierdie bergpredikasie, die oordeel van die hoogtes, en dan kom hy, dan sê hy, en hy praat hier eintlik later, en ek gaan nie nou oor die oordeel praat nie, en dan praat hy oor die twee bouers, die een wat bou op die sand, en die een wat bou op die rots. En hiermee wil ek afsluit vanaand. Weet jy wat? En ek wil dit by jou los, ek gee vanaand vir jou hierdie hoop, ek gee vanaand vir jou, elke Sondag leer ek jou om vis te vang, nou moet jy begin self leer om te gaan visvang. Goed, ek wil hê jy moet iets hoor, en ek wil hê jy moet iets verstaan. Wanneer Jesus dan kom, dan sê hy hierso, en hy gee 'n verduideliking aan hierdie gedeelte, hy sê hierso, dat mense hulle huis bou op 'n rots, en die wat op die sand gebou het, en wanneer die storm in jou lewe kom, nou moet jy jouself vra, vanaand, en eerlik wees vanaand, as die storms kom na albei toe, wat gaan die storms met jou maak?
As jy dalk nou self in 'n storm is, het jy gevou, het jy opgegee, het jy nie meer kerk toe gekom nie. Ek verstaan baie keer mense het bietjie seer gekry of hulle dinge verkeerd gedoen in hulle eie lewe deur hulle keuses wat hulle doen. Nou kom hulle nie kerk toe nie, want mense kyk nou hulle uit kwanshuis en mense is dit die skynheilige mense. Jesus praat van die skynheiliges, hy praat van die geveinses in die kerke, maar weet jy wat? Mense is nie daar vir jou nie. Mense, dis een ding wat ek vanaand vir jou kan sê. Jy gaan nie kerk toe vir mense nie. Jy gaan kerk toe om jou verhouding met die Here om jou verhouding met die Here te bou. En as jy nie gaan nie, as dit jou verskoning is die waarheid nie in jou nie, gaan ek vanaand op hierdie platform na jou toe kom en ek gaan vir jou sê, weet jy wat, jy's besig met 'n okkultiese bedrog in jou hart. Ek gaan dit sommer reguit vir jou sê, deur die leuns te glo van jou afgod en te sê ek vertrou hom eerder as God, want niemand, daar's nie 'n kind van die Here wat jou gaan judge omdat jy geval het nie. Ek gaan bietjie iets praat oor die gevallery nog op 'n stadium. Jesus, ek het 'n mooi woord waarop dit is. Maar weet jy wat? Ek wil vanaand gou vir jou iets uitbreek. Jy het geval en jy kom nie kerk toe nie omdat jy jou huis gebou het op die sand en nie op die rots nie. Want as Jesus jou rots is, en jy het saam met Jesus gebou, sal jy staande bly. Dis wat my woord sê. Asseblief, moenie vir my as mens kwaad wees nie. Don't kill the messenger. Go complain to the Creator. Go to God and says, God, why did you put this truth, this word in this Bible? Hoekom moet ek hierdie woord hoekom moet ek dit dan vanaand hoor? Storms mag waai, storms gaan kom, probleme mag kom, maar God gaan nooit sy kinders alleen laat nie. Hy sê dit, hy gee dit as 'n belofte. Hy sê ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Hy sê ek ken jou by die naam. So ek weet nie waar het jy aan hierdie bose leuen gekom om dit aanhou te glo nie. Goed. So ek wil vanaand vir jou sê, as jy jou huis op die sand bou, het die storm jou oorwin. Maar as jy jou huis op die rots gebou het, wil ek vanaand vir jou sê, en jy die rots Jesus Christus, Jesus kom en dan sê hy, op hierdie rots sal ek my huis bou. Hy sê dit vir Petrus, en Petrus vat dit, en hy begin te hardloop met die woord. Vergeet van dit wat om jou gebeur. Vrotvrugte val self rondom aan. Moenie worry oor die vrotvrugte nie. Verkondig jy net die evangelie en die woord van die Here. En ek wil vanaand vir jou sê, miskien is jou geloof swak. Miskien het die storm jou gekap. Maar weet jy wat? Miskien is dit vanaand dalk jou deurbraak om te bid vir die wonderwerk. Miskien is dit vanaand waar Jesus sê, ek sit en wag vir jou. Ek sit en wag vir jou. Dankie Winnie, Matteus 7:26, daar sê, en elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word soos 'n dwaase man. Hoor jy wat sê Jesus? Nie Naps nie. Naps sê dit uit die woord uit. Jesus sê, as jy nie doen wat ek sê nie, gaan ek jou vergelyk soos 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. Daar sê, en dis die eenvoud so maklik soos hierdie. Hoor weer vandag, asseblief man, na die stem van Jesus. Dis wat belangrik is. Luister, hoor na die stem van Jesus. Dis wat belangrik is. En ek wil vanaand jou bemoedig, uit hierdie bergpredikasie uit. Kan ek jou vanaand vra om in die geestesriem dalk die stem van Jesus te hoor? Jesus gaan dalk vanaand vir jou sê, weet jy wat? Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Julle Vader weet wat het julle nodig. Hoor mooi. Miskien gaan jy vanaand die stem van Jesus hoor, hy gaan vanaand vir jou sê, soek my eerste. Matteus 6:33. Miskien is dit wat jy hoor. Soek my eerste. Is ek jou alles in jou lewe? Dis die stem wat jy gaan hoor. Weet jy wat? Hoop is nie gebaseer, hoor gou mooi. Hoop is nie gebaseer op jou omstandighede nie. Hoop is gebaseer op die karakter van wie God is en van God. Of, ja, dit is wat ek vanaand vir jou sê. Luister na die woord weer oor het. Yes, die skrif sê dit. Die skrif sê dit, Wendy, hy sê, weet in Filippense, hy sê, salig is hulle wat 'n oor het, die wat 'n oor het, laat hulle hoor. Dis wat jy moet doen. Dit is wat jy moet doen. Salig is hulle wat 'n oor het. Ek wil net gou hier so, I'll call you back. Daar sê, hoor gou mooi. So, en weet jy wat? Hierdie einste Jesus wat met hierdie skare gepraat het op hierdie berg met sy disippels
En die woord wat gesê het daarso, en toe hy sy mond geopen het, het hy hulle geleer. Hierdie Jesus het nog nooit verander nie. Sy beloftes staan vir ewig vas. Amen. Geliefdes, weet jy, kan ek vanaand vir jou sê, dankie dat jy vanaand geluister het. Dankie dat jy deel is van hierdie bergpredikasie van God se woord, en hierdie koninkryk staan vanaand vir my en vir jou oop. Vir my en vir jou as mens wat gewone probleme het, wat dalk baie probleme het, gewone probleme het. Salig is die wat arm is van gees, want hulle ontvang die genade. Die trerendes ontvang geloof, troos. Die wat treur sal troos ontvang, en die wat sagmoedig is, het 'n erfdeel, aan hulle behoort die koninkryk van die Here. En die wat soekend is, vind vir God. Hoor mooi, die gelowiges, die wat vas staan, al het jy 'n fout gemaak, weet jy wat, daagliks so baie keer 'n mens moet bely. Goed, daarom kan ek vanaand kom met oortuiging, en ek wil vanaand met oortuiging kom en vanaand vir jou sê, daar is hoop, daar is genade. Terwyl die Vader nog daar is, terwyl hy nog daar is, en dit sê dit woord, ek het nou nie eens verder aangegaan nie, en dit is wat dit is, vers 7 van Matteus 5, salig is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word, terwyl die lankmoedige barmhartige God nog te vinde is, en te soeke is, soek hom, want hy is die een wat jou gaan help, jou toekoms bou, en saam met my en jou op pad stap. Dankie dat jy saam geluister het, ek waardeer dit vanaand, as dit die woord van die, of die wil van die Here is, Sondag moet jy nie mis nie, Sondag, gaan die Here in jou lewe inwerk, en die Here is daar. Ek sê weer vanaand, al wat jy moet doen is, daag net op. Dankie dat julle saam geluister het, share, deel hierdie woord, asseblief as jy klaar is, druk die share button, laat hy loop, laat die evangelie waar loop, laat hy loop so stroop. Weet jy wat, daar is mense wat vanaand 'n bemoedigende woord nodig het, en ek vanaand wil vir jou sê, dit is die waarheid van God, en dit is wat ek vanaand vir jou wil sê, verander binne in jou as 'n rentmeterskap om die karakter van die Here te sê. Ek wil weer vanaand vir jou sê, ek wil net afsluit met dit, sy genade raak nooit op nie, hoor, sy liefde hou nooit op nie, regtig, weet dit vanaand, ek weet dit vanaand, en ek wil hê jy moet besef, dat hoop is nie gebaseer op jou omstandighede nie. Jy mag dalk nou op moedverlore se vlakte is. Jy mag dalk nou voel, daar is nie iets vir my nie. Maar ek wil hê jy moet weet, hoop is gebaseer op die karakter van wie God is en wat God van jou dink en wat hy jou gemaak het voor. Dit is al wat belangrik is. Dis al wat jy vanaand eintlik uit hierdie teaching moet saamvat, of uit hierdie woord uit moet saamvat vanaand. Noem dit wat jy wil. Weet vanaand, hoop is gebaseer op die karakter van God. Dit is wat dit is. As jy hom vertrou en jy bid, miskien antwoord hy jou nog vinniger as wat jy gedink het. Jy moet lekker slaap, geseënde week verder. Ons vorder daarom. Prys die Here. Daarom nog 'n dag nader in die somer, ek kan nie wag nie. Jesus like jou. Ek was so lus te swem vandag, ek het vanoggend vroeg my hande in die koue water gaan sit, en besef ek nie, die water is te koud so. Maar ja, dit is maar wat dit is. Jesus like jou, Jesus is lief vir jou, en weet vanaand, ek wil hê jy moet iets weet. Moenie wegbly van die samekoms af nie, jou gees moet gevoed word. Dis wat dit is. Kom worship en fellowship. Wendy het vir ons lekker liedjies gekies vir Sondag. Sondag gaan ons lekker sing. En ek is opgewonde. Sondag het ons 'n mooi woord, 'n goeie woord, en is dit 'n mooi woord, is 'n kragtige woord uit die troonkamer van die Here. Dis net sy woord en sy woord alleen wat staan en bly. Jesus laat jou lekker slaap, julle.